Goeiemôre en welkom by ons oordeenking. Vanoggend lees ons twee gedeeltes, een uit Lukas 14 en een gedeelte uit Lukas hoofstuk 18. Lukas 14 vanaf vers 25. Groot skares mense het saam met hom gereis. Hy het na hulle gedraai en gesê: As iemand na my kom en my nie liefhet bo sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Wie nie sy eie kruis dra en my volg nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en bereken die koste, om te sien of hy genoeg geld het om dit te voltooi nie, sodat dit nie gebeur dat, as hy die fondamente lê en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, met hom begin spot en sê, hierdie man het begin bou, maar kon nie klaarmaak nie. Of watter koning trek op om met 'n ander koning oorlog te voer en gaan nie eers sit en oorweeg of hy met 10.000 man opgewasse sal wees teen die ander een wat met 20.000 teen hom optrek nie. Indien nie, stuur hy, terwyl die ander een nog ver is, 'n afvaardiging en vra voorwaardes vir vrede. Net so kan nie een van julle, wat nie van al sy besittings afstand doen, my disipel wees nie. Lukas 18 vers 29 en 30. Jesus het hulle geantwoord: Amen, ek sê vir julle, daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van God, huis of vrou of broers of ouers of kinders agtergelaat het, wat nie in hierdie tyd veel meer sal ontvang nie, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Geliefdes, dit is duidelik dat ons Here Jesus ons roep tot 'n heelhartige verbintenis. Hy eis as ware dat ons liefdes moet herrangskik. Hy eis as ware dat ons lewens moet vrylaat en die koste moet herstel en ons greep op ons besittings laat vaar. Dit is wat dit beteken om sy disipel te wees. Het ons dit al gedoen? Het ons al ons gekoesterde begeertes prysgegee, selfs vir wettige dinge, ter wille van Christus? Is ons bereid om ons tyd en geld en energie en reputasie en vertroosting prys te gee om ons verlosser te dien? Is jy ooit ongemaklik ter wille van die evangelie? Dit is sommer 'n klomp vrae. Weet jy, Christus vra ons nie noodwendig om alles te verkoop en as sendeling na Nepal toe te gaan nie. Maar dit sal wonderlik wees as ons meer sendelinge uitstuur. Maar hy vra ons om meer van ons tyd vir gebed en van ons geld vir sending te gee. Hy vra ons om dalk sommige Sondae nie saam met familie te gaan kuier in die middag nie, sodat ons 'n seën kan wees vir diegene in die gemeente wat anders as ons is, wat ons nog nie ken nie. Hy vra ons om gasvryheid te betoon, om bejaardes te besoek. Hy vra ons om vir ongelowiges te getuig, ten spyte van ons ongemak. Hy wil hê jy moet met die besoeker by die kerk praat, al is jy 'n stil introvert. Hy roep kinders om hulle ouers en broers en susters te dien. Hy roep ouers om hulle kinders reg groot te maak. Hy roep ons om ongemaklik vir hom te wees. Nou kan ons sê, maar dit klink baie beperkend. Nie as jy en ek dit as diens aan die verlosser sien nie. Aan die einde van 'n lang lewe van lyding vir die Here Jesus, het die groot sendeling David Livingstone gesê, sy swaar kry is, in aanhalingstekens aangehaal, niks in vergelyking met die heerlikheid wat in en vir ons geopenbaar sal word nie.
Dan sê hy verder, na al die swaar kry, ek het nooit enige opoffering gemaak nie. Kom ons vra die Here om ons te leer waar ons hom as Christus se disipel kan dien. Kom ons bid dat God bedienaars en sendelinge sal oprig om na die eindes van die aarde te gaan met die evangelie van die lewe. Want hier waar ons in Advent is, kan ons dan ook met 'n ander toekoms roep, kom Here Jesus, kom gou. Kom ons bid saam. Almagtige ewige God, Here, wat 'n voorreg om hierdie nuwe dag saam met U te kan begin. Wat 'n voorreg om vanoggend, Here, vir U te kan kom vra, Here, leer ons om U as Christus se disippels in hierdie wêreld te dien. Leer ons om uit te gaan en 'n verskil te maak ter wille van U. Ons wil bid, Here, dat U bedienaars en sendelinge sal oprig. Ja, Here, om selfs as gewone gelowige net met my buurman langs my te praat, maar ook om na die eindes van die aarde te gaan. Sodat U evangelie van lewe elke dag al hoe verder sal versprei. Dankie, Here, vir die getuienis dat dit wel gebeur. Maar U het gesê die oes is groot en die arbeiders is min. Seën ons in hierdie dag in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, vanoggend sing ons weer saam met die massale mannekoor lied 188 en ons sing die eerste, tweede en derde verse.
Geliefdes, vir môreoggend lees ons saam 1 Konings 21 en ons lees daar vanaf vers 1 tot 16 en ons lees Jakobus 1 vers 13 tot 15. Om elkeen van julle 'n geseënde dag tot 6 uur môreoggend.